Goeiemôre, almal. Môre. Dankie, Alwin. Nou is ons by. Dit is lekker om hier so te wees. En ook 'n voorreg. En ook 'n seën. En mag ons ook die seën van die Here ervaar, mag ons die Here se teenwoordigheid ervaar. Ek dink veral ook in die nagmaal wat ons geloof versterk. En ons roep die Here aan en ons roep die Here aan vanoggend eers uit 'n plek van dieptes en verlorenheid en donkerte. En ons sing Psalm 130 waar ons sê uit dieptes gans verlore van redding ver vandaan, waar hoop se laaste spore in wanhoop my vergaan. Uit diep van donker nagte roep ek, o Here, hoor, en laat my jammerklagte tog opklim in U oor. Uit donkerte, uit dieptes, uit wanhoop roep ek. En wat doen ek dan? Dan wag ek, soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel. So wag my siel en sterker, gedurig op die Heer, tot hy die ligbewerker die nag en dag raadkeer. Kom ons maak ons harte reg, ons roep die Here aan, ons sing Psalm 130, dan bly ons staan om hom aan te roep, sy seën te ontvang en dan direk na die seën sing ons Psalm 48 en dan bly ons ook nog staan vir die belydenis. So kom ons sing Psalm 130 vers 1 en 3. Ons roep die Here uit, Psalm 121, waar ons sê, ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. En vir mense wat so smag na die Here, wat so uitroep uit die donkertes, antwoord die Here. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Ons bly staan om ons geloof saam te bely. En ons doen dit saam met die kerk van alle eeue. Ons doen dit want die Here is duidelik en die Here het ons geroep tot hierdie geloof. Ons sê elkeen, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Daarmee saam sing ons Psalm 90, waar ons eintlik verbaas staan. U was, o Heer, vanaf die vroegste jare vir ons 'n vlug en skuilplek in gevare. Voordat die rots gebergtes was gebore, die aardsheid niks geroep was lank tevore, is u, o Heer, dieselfde God van mag, onwankelbaar in wese en in krag, dieselfde God, vandag en gister en môre, dieselfde God. Kom ons sing Psalm 90 vers 1 en 2 en dan kan ons gaan sit. Ons lees die wet van die Here uit Eksodus 20. Nou, die wet van die Here het baie funksies. Hy hopelik laat hy 'n klomp goeders in jou gebeur. Die een is om die verbond te besef dat die Here het met ons 'n verhouding. Die een is om jou sondes te besef,
maar ook om jou redding te besef, en dan hopelik ook vir jou handvatsels te gee, vir jou lewe tot eer van die Here, vir jou lewe wat jy wil goed lewe, tot eer van die Here. Maar nou ook spesifiek met die nagmaal, help dit vir ons met selfondersoek. Want deur die weke, as julle hier was, kon julle gehoor het, ons is besig met die Heidelbergse katekismus. Ja, elke keer as ons uit die wet lees, dan lees ons, maar wat beteken dit regtig? Dat eer jou vader en moeder, eer ook die mense wat by jou aangestel is, selfs die regering. Jy mag nie moord pleeg nie, moenie haat nie, moenie iemand anders in gevaar stel nie, moenie jouself in gevaar stel as prins nie. So as jy deur die wet lees en aan die einde uitkom, dan is daar twee dinge wat jy baie goed moet besef. Ek is baie klein, maar die Here is baie groot. Daai twee goeders moet vas aan jou wees. Ek is baie klein, die Here is baie groot. Ons lees van vers 2 af, die 10 gebooie. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, en dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slaafin, 'n bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons hoor die wet en dan sing ons Psalm 145 dat dit is die Here wat die eer het, U koningseer wat alle kroon oorstraal, wil ek verhoog in onvermoeide taal. En die Here is groot, ons kan dit nie meet nie. En wanneer ons met ons sonde besef na die Here toe kom, dan sê ons in vers 5, Hul sal o Heer U goedheid bly herdenk, en vir U heil die jubels op laat klink. Bly herdink, genade goed, lankmoedig soos weleer, barmhartig en 'n redder is die Heer. Die Here is lankmoedig, dit beteken hy is geduldig, hy is barmhartig, hy is liefdevol en hy is ons redder. Met die sonde wat ons besef,
besef ons ook die Here is ons redder. Kom ons sing Psalm 145 vers 1, 2 en 5 en dan bid ons saam. Kom ons bid saam. Ons God en Hemelse Vader, ons kom voor U met leë hande. Want nadat ons U wet gehoor het en besef het wat dit als beteken, ons moet nog deur die res van die gebooie gaan, maar die 6 wat ons al gedoen het, maak dit vir ons duidelik, daar is dinge in ons lewe wat nie reg is nie. Ons sit partykeer ons vertroue in dinge wat nie U is nie. Ons sit partykeer meer vertroue in wêreldse goeders as in U. Partykeer gebruik ons U naam maar net om 'n vinnige gebed te doen of om vinnig iets af te handel, sonder dat ons met vrees en bewering en met respek U naam hanteer. Ons volg partykeer ons eie kop, ons doen dinge partykeer op ons eie manier. Ons raak kwaad, ons haat, ons wil seermaak. En U is 'n heilige God. Here, ons weet dit en ons lees dit. U het dit vir ons keer op keer duidelik gemaak. U haat die sonde. En as ons na onsself kyk, dan sien ons die sondes raak. En dan weet ons, geregtigheid beteken dat U wraak en U toorn moet ontvlam teen hierdie sondes. Maar tog hardloop ons nie weg nie, want ons dankie vir U vrymoedigheid wat U vir ons gegee het in Jesus Christus, dat ons nou vrye toegang het tot U heerlikheid. U wraak skrik ons nie af nie, want alles is betaal. Dankie dat ons mag praat. Dankie dat ons met ons harte oop kan sit voor U en ons sondes ook aan ons sondes kan dink.
Here, en laat ons hierdie rukkie vat om aan ons sondes te dink en voor U neer te lê. En om te besef, dit is weggewas. Al het ons dit opsetlik gedoen. Al het ons keer op keer dit weer gedoen. Dit is volbring. En Here, laat ons daarom met 'n begeerte na U luister. Help ons dat die Heilige Gees sterk in ons werk, dat ons ore spits vir U woord en U waarheid. Help ons om nader en nader aan U te groei. Ons bid dit alles in Jesus Christus se naam. Amen. Ons lees vanoggend uit 1 Samuel 15. Ja, ons het laasweek tot vers 23 gelees, maar ek dink tog wel ons moet van vers 13 af lees, net om weer die konteks te kry. Ek sal ook 'n bietjie nog konteks bysit. Saul was gestuur om die Amalekiete uit te roei. Hy was gestuur as 'n straf van die Here, onpersoonlik die geregtigheid van die Here moes laat skiet het, en toe probeer hy homself verryk, eer te kry, omdat hy vir Agag lewendig gehou het, sodat hy hom miskien moontlik vir die volk kon doodgemaak het, en 'n klomp beeste, die mooiste beeste het hy ook saamgevat, sodat hy dit ook vir die volk kon offer het. So hy het 'n eer bygekry, waar hy eintlik, hierdie was 'n aksie van die Here af, daar moes nie menslike goeders hier ingetrek word nie. Sodra daar menslike goeders ingetrek was dit 'n politieke aksie, hierdie straf van die Here. En dan lees ons nou weer waar Samuel vir Saul konfronteer van vers 13 af. 1 Samuel 15 van vers 13 af. Samuel het toe by Saul aangekom en Saul het vir hom gesê: "Mag die Here u seën, ek het die opdrag van die Here uitgevoer." Samuel vra toe: "Wat vir 'n geblær van kleinvee is daar dan in my ore, en wat van die gebulk van beeste wat ek hoor?" "Hulle het dit van die Amalekiete afgebring," antwoord Saul. "Dit is die goed wat deur die manskappe gespaar is, die mooiste kleinvee en die groot vee, om aan die Here u God te offer. Die res het ons van kant gemaak." En Samuel sê vir Saul: "Bly stil. Laat ek jou vertel wat die Here vannag vir my gesê het." Saul sê toe vir hom: "Praat maar." Toe sê Samuel: "Al is jy klein in jou eie oë, is jy tog die hoof van die stamme van Israel. Die Here het jou gesalf tot koning oor Israel. Die Here het jou met 'n doel uitgestuur en hy het jou beveel: trek op, bring die sondaars, die Amalekiete, om die lewe. Jy moet teen hulle veg totdat jy hulle uitgeroei het. Waarom het jy nie na die bevel van die Here geluister nie? En waarom het jy jou aan die buit vergryp en hierdie ding gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here?" Saul antwoord toe vir Samuel: "Maar ek het na die bevel van die Here geluister. Ek het gegaan om te doen waarvoor die Here my gestuur het. Ek het vir koning Agag van Amalek hierheen gebring, maar die Amalekiete het ek om die lewe gebring. Die manskap het egter uit die buit kleinvee en beeste gevat, die beste van wat van kant gemaak moes word, om aan die Here u God in Gilgal te offer." Maar Samuel antwoord: "Is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Nee, gehoorsaamheid is beter as offerande, om te luister is beter as die vet van ramme, weerspannigheid is net so erg as die sonde van waarsêry, eiesinnigheid net so erg as die bedrog van afgoderry. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp." Saul sê toe vir Samuel: "Ek het gesondig.
want ek het die bevel van die Here en u opdrag oortree, omdat ek vir die manskappe bang was en na hulle versoek geluister het. Vergewe tog nou my sonde en kom saam met my, sodat ek tot die Here kan bid. Maar Samuel sê vir Saul, ek sal nie saam met jou gaan nie, want jy het die woord van die Here verwerp en die Here het jou verwerp as koning oor Israel. Samuel het weggedraai om te loop, maar Saul het die punt van sy mantel gegryp en dit het geskeur. Toe sê Samuel vir hom, die Here het die koningskap van Israel nou van jou afgeskeur en het gegee aan jou naaste wat beter is as jy. Die ewige van Israel lieg nie en hy verander nie van gedagte nie, want hy is nie 'n mens dat hy van gedagte sou verander nie. Ek het gesondig, sê Saul toe. Eer my tog net voor die leiers van die volk en voor Israel deur saam met my te kom, sodat ek die Here u God kan aanbid. Samuel het met Saul saamgegaan en Saul het die Here aanbid. Toe beveel Samuel, bring vir my koning Agag van Amalek na my toe. Agag het opgeruimd na hom toe geloop en gesê, nou is ek nie meer bang dat hulle my gaan doodmaak nie. Samuel het vir hom gesê, soos jou swaard vrouens kinderloos gemaak het, so sal jou ma onder die vrouens kinderloos wees. En Samuel het vir Agag in stukke gekap voor die Here in Gilgal. Samuel het na Rama toe gegaan, terwyl Saul na sy huis toe in Gibea gegaan het. Tot die dag van sy dood het Samuel nie weer vir Saul gesien nie. Samuel het oor Saul getreur en die Here was bedroef daaroor dat hy vir Saul koning oor Israel gemaak het. Tot daarso toe. Laasweek se gedeelte was vir my 'n moeilike gedeelte en natuurlik hierdie week se gedeelte is amper moeiliker. Laasweek was dit die Here wat 'n volk straf. Ons weet hy is almagtig en ons weet hy is regverdig. Alles wat reg is, vloei van hom af. Dit is regverdige straf. En mens kan dit amper weghou van jou. Jy kan amper afstand maak tussen jou en daai straf wat die Here toepas. Maar hierso is nou koning Saul, waarmee ons nou al 'n rukkie besig is, wat smeek, wat amper huil en 'n kleed vasgryp en sê asseblief moenie weggaan nie, asseblief vergewe my, asseblief moenie dit laat gebeur nie, Samuel. En die Here en Samuel sê nee, jy is verwerp as koning. Het is moeilik om dit te lees, want is die Here tog nie genadig nie? Sal hy tog nie vergewe as ons vir vergifnis vra nie? En dit is waarna ons kyk vandag. Ons kyk na daai, ek is jammer, maar nie regtig nie. En ons kyk oor hoe die, nie regtig nie, homself eintlik verklap, die eintlik nie die jammer wees nie, met die vinger wys. Nie ek nie, maar hulle. En uiteindelik ook na die klou vas vir jou lewe. Hoe jy moet vasklou aan daai kleed en dit nie laat gaan nie. Ons kyk eers na die ek is jammer, ek is regtig jammer. Maar is jy regtig, want valse berou is moeilik om raak te sien. Ek bedoel,
selfs mens se geliefde kinders, en jy ken meeste van hulle toertjies en gesiggies en so aan, maar dit is baie keer baie moeilik om valse berou raak te sien. Is hierdie persoon regtig jammer? En later in die Bybel, in die Nuwe Testament, in 2 Korintiërs 8, beskryf 2 Korintiërs 7, beskryf Paulus eintlik die eienskappe van jammer wees, van droefheid. Droefheid volgens die wil van God bring bekering wat tot redding lei. So daar is 'n jammer wees, daar is 'n droefheid wat tot bekering lei. En daardeur was niemand nog ooit jammer nie. Dis 'n jammerte waaroor jy nie jammer is nie, want dit bring redding, dit bring bekering. En daarteenoor bring droefheid uit die wêreldse oorwegings net die dood. Kyk net wat die ervaring van droefheid volgens die wil van God aan julle gedoen het. Nou is daar by julle erns, meer nog daar is verantwoording, verontwaardiging, ontzag, verlange, ywer en bestraffing van die kwaad. In elke opsig het julle bewys dat julle in hierdie saak onskuldig is. En nou gaan ons daai 'n paar van daai eienskappe vat. Ons gaan nie deur hulle almal gaan nie, maar ons gaan 'n paar van daai eienskappe vat en net vra, hoe lyk dit by Saul? As jy regtig ernstig is, dan is jy, as jy regtig jammer is, as daar daai heilige droefheid is by jou, dan is jy ernstig oor wat jy verkeerd gedoen het. Maar, Here, ek het 99% was ek gehoorsaam, dit was net die 1% wat ek nie gehoorsaam was nie. Ek het die beeste het ek eintlik maar net gebring om vir u te offer. Probeer dit toesmeer. Nee, daar is erns oor die sonde wat gedoen is. En dan neem jy verantwoordelikheid daarvoor. Wat doen Saul? Dadelik wys sy vinger en sê, nie ek nie, Here, maar hulle. Presies dit wat Adam gedoen het. Ons kom ook later daarby uit. Jy sal verantwoordelikheid daarvoor neem, jy sal verontwaardig word, né? Jy gaan kwaad raak oor dit wat gebeur het. Sê, hoe kan dit gebeur het? Dis lelik, dis vieslik, dit hoort nie by my nie. En jy sal die verlange hê om terug te keer na die Here toe, en jy sal jou beste probeer om dit nie weer te doen nie, en daai verlange is daai vurige verlange. Daai vasgryp en nie los nie. En as ons moet kyk, dan sien ons dit net nie by Saul nie. Ons sien nie die eienskappe nie, maar hy is by die politiese speletjies, is hy baie betrokke. Ons sien nie by Saul die erns, die verantwoording, die verontwaardiging, die ontzag, die verlange, die ywer en bestraffing van die kwaad nie. En wat my ouers altyd gevra het, is jy jammer oor dit wat jy gedoen het, of is jy jammer dat jy gevang is? En as mens dit vergelyk met Dawid, wat, jy weet ook, slegte goeders gedoen het, aaklige goeders gedoen het, en hy is gevang. Maar dan kom daai droefheid, en daar kom berou, en Psalm 51, hoor jy hierdie berou van Dawid, 'n Psalm van Dawid, na aanleiding daarvan, dat die profeet Nathan na hom toe gekom het, oor sy oorspel met Batseba. Dan skryf hy, wees my genadig, o God, in die troue liefde, wis my oortredings uit in die groot barmhartigheid, was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde, ja, my oortredings ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus, teen u alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in die oë, u uitspraak is dus reg, en u oordeel regverdig, ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaaid toe my moeder swanger geword het, maar u verwag opregtheid
diep in 'n mens se hart, laat ek dan diep in my binneste weet hoe U wil dat ek moet lewe. Neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees, was my dat ek witter as sneeu kan wees, laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel, laat my weer jubel. Moet tog nie agslaan op my sondes nie, wis al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van U wegdryf en die Heilige Gees van my af wegneem nie. Groot verskil. En die groot, as mens kyk na die sondes wat hier ter sprake is, in ons menslike oogpunt, Saul het 'n dier geoffer, en Saul het diere nie van kant gemaak nie, en koning Agag nie van kant gemaak nie, en daarom word hy verwerp as koning. Dawid, oorspel gepleeg, egbreek gepleeg, en 'n man laat vermoor, en hy word nie verwerp as koning nie. Maar tog, na die sondes neig Dawid se hart na die Here, iets wat Saul se hart nie gedoen het nie. So wanneer mens praat oor jammer wees, oor hierdie bedroefheid ervaar, dan gaan hy nie daaroor my sondes is te groot en te erg nie. Ek kan nie na die Here toe kom en met hierdie vrae van Here, vergewe my, was my witter, ek verdien dit nie, Here. Dis die hele punt hiervan. Dit is waar die droefheid vandaan kom. En dis hopelik wat die droefheid sal laat lewe, of die droefheid sal die bekering laat lewe en die nuwe lewe kos gee. As ons gou vir die kinders kan opsom. Saul was uitgevang, hy het dinge gedoen wat hy nie moes doen nie, en dadelik het hy aan verskonings gedink. En nou, ons weet, kinders doen dit, kinders doen dit sodra jy uitgevang is, dat jy iets stouts gedoen het, dan maak jy verskonings. Maar groot mense doen dit ook. En dan wil ons alles wegvat, in plaas van om regtig net jammer te sê vir die Here. Jy wil die skuldgevoel in jou hartjie met alles toemaak, maar die enigste ding wat help, is om jammer te sê vir die Here, en vir die Here te vra om jou te help. En ons sien Saul probeer toesmeer dadelik. En dit is so oud soos tyd, so oud soos die mensdom. In die tuin van Eden was Adam baie vinnig om te sê, was sy. Waar is jy, Adam? Wat het jy gedoen, Adam? Dit was sy. Nee, ek nie, dit was my vrou, sy het vir my, sy het die vrug gepluk en sy het die vrug vir my gegee. En later lees, en hoe die Here die man en vrou gemaak het, die man en vrou was totaal en al toegerus met geregtigheid, hulle kon 'n goeie lewe lei, so hulle het geweet wat was reg en verkeerd, en ons lees in Efesiërs 5, wat was reg en verkeerd, of wat is reg en verkeerd, die man is die hoof van die huishouding, dit beteken nie hy is die heerser en diktator nie, dit beteken hy vat verantwoordelikheid. En dis dieselfde lyn met Saul as koning. Hy moes pa staan vir die hele volk. Hy moes verantwoordelikheid neem vir hierdie hele volk. En dan sien mens, hy vat nie verantwoordelikheid vir die volk nie, hy word regeer deur die volk. Deuteronomium het ons al gelees, Deuteronomium 17,
van wat is die reëls vir die koning? Die koning moet die wetboek ken, die koning moet volgens die wet van die Here die mense regeer. So die koning moet gehoorsaam wees aan die Here en die mense moet gehoorsaam wees aan die koning. En dan sê die Here, die koning moenie uitstyg bo sy volksgenote nie. En dis hoekom Samuel die woorde gebruik, ek weet jy is klein in jou eie oë. En ek sê, hierdie raak nou een van my gunsteling sê goeders, van nederigheid is nie om minder van jouself te dink nie, maar minder aan jouself te dink. Saul moes geweet het wat sy verantwoordelikheid is. En Saul moes geweet het wat die Here vir hom gegee het. Maar hy was so onstandvastig op sy koningskap. Hy het gedink hy gaan sy koningskap verloor om elke hoek en draai. Ek moet my koningskap afforceer, ek moet my koningskap afforceer. Ek moet nou die offer bring, want anders te oorrompel die Filistyne my, dan is ek nie meer koning nie. En hy het hierdie koningskap so erg probeer vashou, dat die Here dit later by hom weggevat het. Want hy het gedink die koningskap kom van sy manskappe. Die koningskap kom deur die Israeliete en deur die soldate. Hulle is die mense wat vir my koningskap gee. Dis hulle wat my koning gemaak het. So sy waardes, waar sy koningskap vandaan kom, was heeltemal verkeerd. Wie hy moet tevrede stel, was heeltemal verkeerd. En nog 'n rede hoekom ons kan sien dat Saul se berou het 'n groot vraagteken daarso. Want hy wil vir Samuel kry en dan sê hy vir Samuel, kom net saam met my na die manskappe toe. Kom net saam met my dat die manskappe, dat die soldate kan sien jy is saam met my en dan sal ons tot die Here bid. En as dit so, mens lees miskien 'n bietjie te veel daarin, maar hoe Saul die woordjie ek en u en so aan gebruik. Bid tot u God. Samuel, jy moet tot u God bid. En dan hier, wanneer Samuel sê nee, want die Here het jou verwerp, dan is dit die eerste keer wat Saul sê, kom saam met my, vir die manskappe, sodat ek tot u God kan bid. Dan is dit amper 'n manipulasie. Saul het nog die hele tyd gesê, Samuel, jy moet tot u God bid, u moet tot u God bid. Jy weet, ek bid net namens my. En wanneer Samuel sê nee, dan sê Saul, maar laat ek tot die Here bid. Nee, dat ek saam met jou die Here kan aanbid. Of ek saam met jou Here kan aanbid. En baie van ons het dit so ervaar, amper 'n liggie en sê, daar is dalk nog hoop vir hierdie ou, ek kan hom net inbring. Maar dit raak amper vir my duidelik dat hierdie 'n politieke speletjie was vir Saul. Hy wou net nog in die oë van sy manskappe aan Samuel se kant gewees het. En welkom by elke persoon van ons se lewens met daai moeilikheid. Ek wil net so graag hê dat almal van my moet hou. Of ek wil ten minste hê dat mense respek vir my moet hê. Of ek wil hê dat almal moet dink ek is slim of mooi of oulik of wat ook al en daarom sal ek by die Here wees en ek sal die Here se naam gebruik sodat ek goed lyk. Wat ook met Saul gebeur het, lewe nog in baie van ons harte.
En waaraan Saul vasgeklou het, was die koningskap. So die tussenganger tussen God en Saul was Samuel wat na Saul toe gekom het. En ons sien dat Saul dit besef het, want hy weet wie is Samuel, hy het vir Samuel gevra, bid vir my. En dan, wanneer Samuel die verwerpingsboodskap uitspreek, en net onthou hierso, wat nogals belangrik is, die verwerping is, hy het jou as koning verwerp, nie as persoon nie. Daar bestaan nog vir ons 'n vraagteken. Die Here sê hier spesifiek vir jou as koning verwerp. En dan gryp Saul na die mantel en die mantel skeur. En hy los dit. En hy kan vir Samuel ompraat om net saam met hom te kom, sodat hy ten minste nog 'n bietjie eer het voor die manskappe. En weer eens vergelyk ons Saul se optrede met figure wat ons deur die Bybel sien. Mense wat met 'n tussenganger te doen het, mense wat met die Here te doen het. Hier kom 'n boodskap van die Here en sê, jy is verwerp. En sy gedagte is by die koningskap, terwyl sy gedagte behoort te wees, maar Here, net nie vir my nie. Moenie weggaan vir my nie. Vat my koningskap, vat alles, maar moet dit nie jouself van my af wegvat nie. Ons dink aan Jakob wat met die engel van die Here, met Christus self stoei, en dan op 'n stadium sê die engel, los my, want dit word dag, en dan sê, nee, nie totdat u my seën nie, ek hou klou vir die dood. Ons dink aan Moses, waar die Here sê, gaan aan sonder my, ek gaan nie meer saam met hulle nie, en Moses sê, nee, daar is nie 'n manier nie, Here, ons gaan nie kan trek sonder u nie, ons klou vas vir die dood. Petrus, 'n hele paar keer in Petrus se lewe, in Lukas 5, waar hy die wonderwerk met die visse ervaar, en hy val neer voor Jesus, en hy sê, Here, gaan weg van my af, want ek is 'n sondige mens. Maar hy gaan nie weg nie, hy loop nie weg van Jesus nie, hy kan nie verstaan dat Jesus by hom bly nie, maar hy sak daar voor Jesus neer, en hy kan nie weggaan nie. En Johannes 6 toe Jesus praat van die nagmaal, né, julle moet my vleis eet en my bloed drink, toe sê party mense, nee, dis te erg, dis te rof, ons loop weg. En Jesus vra vir die disippels, en julle, gaan julle nie ooploop nie? En Petrus sê, maar waartoe sal ons gaan? U het die woorde van die lewe. En in al die gevalle, hierdie mense besef hulle sondes, hulle besef hulle swakheid, maar dis nie wat hulle aan die Here laat vasklou. Dis spesifiek dit wat hulle aan die Here laat vasklou. Hulle is nie fantastiese mense nie. Hulle is nie sonder sonde nie, maar hulle weet, dis alleen die Here wat my kan red. En dan sien ons vir Saul wat die Here eintlik so maklik laat gaan. Wat verskriklik is. Samuel het in Rama gebly, en Saul het meeste van die tyd in Gibea spandeer. Gibea, ja, daai plekke is 3 kilometer van mekaar af. En daai tyd het hulle nie karre of motorfietsse gehad nie, maar 3 kilometer. En Samuel het nie vir Saul gesien tot die dag van sy dood nie. As jy weet, 3 kilometer van jou, is daar vir jou lewe en hoop en versoening en vergifnis. En jy wil nie daaraan vasklou nie. Die Here is so naby. Hy's nader as 3 kilometer. En wat wonderlik is vandag, is ons gaan hier by die nagmaaltafel sit, en ons gaan hoor
alleen die soenverdienste van Christus. Klou aan Christus vas. Hy is so naby. Gryp die Here vas. Gryp die vergifnis vas wat daar in sy bloed en in sy liggaam is en moet dit nie laat gaan nie. Klou vir die dood. Amen. Ons gaan direk aan na die nagmaalsformulier, want dit is eintlik ook nog deel van die preek. Net natuurlik 'n preek wat langer terug geskryf is en deur slimmer mense geskryf is. Dat ons net dit weer vasmaak, waarmee is ons besig? Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf, dit is in 1 Korintiërs 11. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. So, die ware selfondersoek het hierdie 3 punte. Ek is klein, God is groot, ek wil vir hom lewe. So eerstens, ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ek is klein. Nommer 2, ons moet die vaste belofte van God glo, dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Sy volkome geregtigheid. God is groot. Nommer 3, ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Want ons wil lewe vir die Here. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel, maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. En daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, mynediges en die ongehoorsaames, moordenaars en toesoekers, egbrekers, hoereders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Tog kom ons nie na die nagmaaltafel omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons ons lewe buite onsself in Christus soek. Ons klou aan Christus vas en daarom kan ons nagmaal toe kom. En daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe.
En daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. So dis die eerste gedeelte. Selfondersoek. Wie is ek? Na wie toe gaan ek? Hoekom? Wat is die doel van die nagmaal? Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen, moet ons weet waarin ons glo en ons moet opreg glo dat Christus deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is en dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis vasgespijker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naal. En so het hy ons vervloeking op hom geneem om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange godsverlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Enigste mens, enigste mens, gelowige, wat kan sê hy het helse pyn ervaar. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genade verbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en wyn eet en drink. En so wil die lewende Christus deur sy gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. So, elke keer as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. En daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkome versoening van al ons sondes en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. En daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Amen. Nou dat ons weet, en hopelik het julle ook hierdie tyd gebruik, selfondersoek, om ernstig te wees daaroor, en te weet hoe kom ons dit doen. Nou kan ons ook tot die Here bid en vra dat hy ons hierin sal seën. Kom ons sluit die oë. Barmhartige God en Vader, dankie dat die aaklige gebeurtenis van die kruis van Jesus se bittere dood vir ons so wonderlik is, dat dit vir ons volmaak met troos, dat dit ons enigste troos is in lewe en sterwe. En ons bid dat U deur die Heilige Gees in ons sal werk om vir ons ook daai regte geloof te gee, 'n opregte vertroue in ons hart, en dat ons onsself meer en meer sal oorgee aan Jesus Christus,
sodat ons met hom, wat ons hemelse brood is, nuwe energie mag kry. En nie meer in ons sonde sal lewe nie, maar dat ons in hom sal lewe. Verseker ons asseblief, Here, dat U nog steeds ons genadige Vader is, ons lankmoedige Vader is, en dat U ons as U erfgename gemaak het. En help ons om onsself elke dag van daai troontjie af te haal, van die kroon weg te vat en dit vir U te gee, want dit behoort al reeds aan U en alles behoort aan U. Laat ons vir Jesus Christus bely en uitsien na sy terugkoms, wanneer hy ons ook saam met hom in alle ewigheid sal neem. Verhoor tog ons gebed, ons God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood, nie net met broodjies nie, met die hemelse brood verkoop het, laat ons hom saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met die woorde, woorde van Psalm 103, ons nou ook saam gaan sing. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid, want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het selfs sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom wil ons hom loof met alles wat ons het en dankbaar dat ons ook in gebed hom kan loof. So kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Ons barmhartige God en hemelse Vader, ons dankie dat U hierdie beloftes van die evangelie met die nagmaal aan ons bekragtig, bevestig, ja, en 'n teken daarvan is, maar ook bekragtig, U versterk die geloof in ons deur hierdie sakrament. Dankie dat ons weer kan besef dat Jesus Christus, U enige gebore seun, aan ons gegee is as middelaar en offer vir al ons sondes. Ons dank U vir die geloof, vir die ware geloof wat U vir ons gegee het, waardeur ons deel kry, dat dit alleen deur geloof in Jesus Christus is, dat ons deel kry aan hierdie geregtigheid. Ons bid dat U deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks sal laat groei. Dat dit nie iets is vir elke kwartaal nie, of iets is vir elke 3 maande nie, maar dat ons sal loop om te sê, my Here het werklik waar gesterwe en hy het werklik waar opgestaan. Laat ons daarmee leef. En laat ons asseblief groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid om kollektes op te neem. Die kollekte onder die diens gaan vir die diens van barmhartigheid, sodat ons vir mekaar kan sorg, en dan by die deure is dit vir die IVE.
die instandhouding van die erediens. Ons gaan die wêreld weer in met Psalm 103, net wat ons ook nou die lofverheffing. Loof o my siel en alles wat in my is. Klou met alles wat jy het aan die Here vas. Loof die Here in wie van harte bly is, verhef sy heilige naam met lof en prys. Laat hoor my siel die stem van dankgebede. Vergeet nooit een van sy weldadighede. Vergeet hom nie wat jou sy guns bewys. Loof hom wat jou van skulde las onthewe, genadiglik die sondes wil vergewe. Jou krankheid ken en liefderyk genees, wat van die dood jou lewe weer verskoon het, met goedheid en ontferming jou gekroon het, en in die nood is hy jou hulp gewees. Kom ons sing Psalm 103, vers 1 en 2, dan ontvang ons ook die seën van die Here en bevestig dit alles met die amen.
ontvang die seën van die Here en klou aan hom vas. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Paar afkondigings van ons kant af. Eerste, die amandelbloeisels en die gemeente Bybelstudie, skus, ek sê Dinsdag gaan dit aan, dit gaan nie aan nie. Dit gaan nie hierdie Dinsdag gebeur nie, hierdie Dinsdag is ek in Swakop by die GTV kamp. So skus julle, ek het nie deurgesit nie. Ek werk nie lyk my 'n week vooruit nie. Ek kom net by die vakansie en dan vergeet ek wat voor lê. So, hierdie Dinsdag is daar nie Bybelstudie nie. En dan die verjaarsdag die week is dit Zia Mare hierso vandag. En dan die 28ste April is dit Jana, baie geluk. Ja, daar het jou verjaarsdag. Nou, ons het nou nie 'n sjokolade vir jou nie. So, en dan, wat nou op ons wag, 12:00 is dit die nagmaalete. Julle kon dalk ietsie daarvan al geruik het. Ek hoop dit het julle baie honger gemaak, dat julle met honger magies kom. Almal is welkom. Kom net. Bring sommer mense ook saam. Kom, laat ons lekker saam eet en daarin ook mekaar geniet. En dan die gemeentekamp is die 14de tot die 17de Mei. Daar's net 'n paar plekke oop. Ek dink daar's so 4 of wat plekke oop daar rond. So bel asseblief vir Lelani. Dit is by Myl 4 by Swakop. Ons gaan daar so kamp. Bel vir haar en sê asseblief Lelani, skop vir die ander mense uit. Ek wil graag gaan saamkamp. Ons gaan baie lekker saamkamp, lekker aktiwiteite doen, lekker saam leer en saam bid en net saam wees. So, almal welkom. En dan, voordat ons gaan kuier, kondig ons net weer die name af van die broers wat ons beroep as diakens. Dit is Piet van Rooyen, Benro Slabbert en dan George Keen ook. En nog steeds baie seën vir julle broers met die oorweging van hierdie beroep. Daarvan gepraat, as ons nou daardie, ek het daarvan vergeet, die mense waarvoor ons kan bid. Ons bid nog steeds vir Tannie Linda, sy verswak nou baie erger, baie vinniger. Ons dink aan die hele familie daarso. Ons dink aan oom Philip Blou, hy was nou Dinsdag vir Sonar. Daar's 'n liesbreek by hom wat geopereer moet word, maar dit kan hierso geopereer word, waaroor ons baie dankbaar is, maar ons hoop die operasie gaan ook baie goed en geseënd afloop. Dan bid ons vir Tannie Johannes Sinclair, sy is in Paramount in Windhoek. Ons bid vir Tannie Annie Victor, wat ook Dinsdag vir Sonar gegaan het, en ons bid by die Isakoswyk is dit Bani van der Walt, wat ook ongesteld is, en Tannie Fransie Kreer, wat ook ongesteld is. Ons bid vir al daardie lidmate. En dan rondom die beroepe, hy is nie in die gemeente nie, hy het wel familie in die gemeente, maar ons dink aan Henning Venter van Windhoek, wat vanoggend beroep is na Sandveld gemeente, en ons bid hom ook die wysheid van die Here toe. Dan, nog vleis. Daar is nog sosaties, daar is gaar sosaties en vleis te koop. Kontak vir Johannes Beileveld, of nie kontak nie, gryp hom hierso, hy is hier rond. Gryp hom en sê jy wil vleis hê, en daar's ook rou gespiced chops.
Daarvoor kan julle Johannes Byleveld kry. Reg. Ek sien julle 12 uur.